Hallo, baie welkom by vandag se storie. My naam is Dani Matthee en ek vertel graag stories wat lewens impakteer en God laat glimlag. Vandag vertel ek vir jou 'n storie van 'n riet wat in 'n moeras gegroei het. Buite die stad in 'n moeras naby die rivier het 'n riet gegroei. Sy het haar lewe lank in die groen en geel moeras gewoon en sy was gelukkig. Wanneer dit gereën het, het die jong riet vir God dankie gesê, want dan het sy skoon van buite en van binne gevoel. Binne in haar het die lewe gebruis en sy het sterk geraak. As die rooi son op die moeras neergebak het, het sy ook vir God dankie gesê, maar miskien nie so hard soos vir die reën nie. Alhoewel dit haar van buite verskroei het en selfs haar binnekant seer gemaak het, het sy geweet, haar wortels kan in die ryk swart grond delf. Maar die meeste van hierdie riet se dae was maar soos joune en myne. Party dae sonskyn, party dae reën, party kere bewolk en winderig met ligte buitjies. Eendag het die seun van God in die moeras kom stap. Dit was vir hom soms lekker daar, weg van die gemaal van die stad en al die mense. En hy het hierdie gespikkelde riet gesien en gestop om na haar te kyk. Dit was nie dat sy so besonder mooi was nie. Sy was nie die heel mooiste van al die riete in die vlei nie. Maar die seun van God het 'n riet nodig gehad om 'n fluit te maak, sodat hy 'n lied vir die wêreld kon speel. En met 'n bietjie skaafwerk sou sy deug. Hy het die riet bekyk en toe gesê, "Rietjie, ek het 'n fluit nodig om 'n lied te speel. 'n Lied vir die wêreld, 'n liefdeslied vir die wêreld. Kan ek jou maar met wortels en al uittrek? Want ek kan jou gebruik vir die doel wat ek in gedagte het. Maar ek moet jou waarsku. Jy gaan seer kry in die proses. Ek wil egter baie graag 'n liefdeslied deur jou speel." Die rietjie kon byna nie haar ore glo nie. "Natuurlik, Here, natuurlik kan U my gebruik," het sy uitgeroep. En toe die seun van God haar met wortels en al uittrek, het dit seer gemaak. En sy wou sê, "Eina, moenie." Maar sy het stil gebly want sy het geweet, sy is in sy hand. Selfs toe hy sy mes vat en haar heemwortels begin afsny, wou sy uitroep, "Eina, Eina." Maar sy het eerder gesê, "Ja, Here, gebruik my al maak dit seer, al is dit swaar." Die seun van God het haar gekerf, totdat sy in sy hand gepas het. Hy het al die rommel uit haar hart uit weggesny. En toe sy uitgehol is, heeltemal leeg van binne, het die seun van God haar teen sy lippe gehou en deur haar 'n pragtige liefdeslied gespeel. W.H. Auden het gesê, om 'n instrument te word wat die groot kunstenaar kan gebruik om die wêreld 'n mooier plek te maak, moet 'n mens natuurlik gewillig wees om jouself volkome prys te gee, sodat hy jou kan vorm soos hy jou nodig het vir sy doel. Om 'n instrument in sy hande te wees, moet ons niks wees in ons eie oë nie.